Hoe lyk ons dankbaarheid, geliefdes, vir ander mense? Hoe ervaar hulle ons dankbaarheid wanneer ons met hulle interaksie het? Blydskap en vreugde vind sy oorsprong in 'n dankbare hart. Dankbaarheid is 'n lewenswaarde wat deel is van elke gelowige se lewe. Dankbare hart stoei nooit met dit wat nie daar is nie. Kosbaar is die teenwoordigheid, Here. Kosbaar is die teenwoordigheid. Ons het U lief met ons hele hart. Koning van ons hart. Koning van ons lewe. Hoog en verhewe is U. Hemelvader, ons aanbid U in hierdie oggend. In die huis van die Here sê saam met my, amen. Saam sê saam, amen. Kom ons neem ons sitplek in, kosbare gemeente. Kom ons eer die Here net vir sy woord in hierdie oggend. Ek wil hê dat jy saam met my die volgende sê terwyl jou oë gesluit is. Here, dankie vir U woord wat deur U geïnspireerd is om dwalinge te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. U woord is lewend, is kragtig. Dankie dat ons daarin kan deel in hierdie oggend. Ons leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat by U mond uitkom. Dankie vir pastoor Kobus, Here. Seën hom in hierdie oggend. Amen. 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 Baie dankie. Ons vind ons skriflesing in Handelinge 16. En die skare het saam met hulle opgestaan en die regters het hulle klere laat afskeur en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle baie slae gegee het, hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so 'n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. Hulle was in C-Max gesit. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenes ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê, menere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig, en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag, het hy hulle geneem, en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Ek praat vanmôre met jou oor die gedagte, is jou skoene nog vol en jou bed leeg? Soos ek gesê het, so 'n paar maande gelede, het hierdie woord in my hart begin lewe. Dit nadat ek 'n video op my selfoon ontvang het van 'n mediese dokter, iewerste in die Noord-Kaap,
Kalahari omgewing. En sy vertel, vroue dokter, sy vertel hierdie verhaal. En hierdie getuienis gee sy deur van hierdie spesifieke oggend wat sy 'n besondere interaksie met een van haar pasiënte gehad het. Nou gewoonlik is dokters se spreekkamers maar 'n redelike besige plek. Ons almal weet dit. Jy kry 'n afspraak vir 11:00, maar jy kom eers omtrent 12:00 by die dokter in, né? Want hulle pas hulle so in. En hierdie môre is daar so 'n bietjie onderbreking en sy kry die geleentheid om met van die pasiënte interaksie te hê en onder andere met hierdie persoon, 'n ouerige man wat die môre ingekom het na die spreekkamer om 'n voorskrif vir sy vrou op te tel. En sy vra vir hom, oom, nou, hoe gaan dit vanmôre met jou? Hy sê vir haar, baie goed, dankie dokter. My skoene is vol en my bed is leeg. En die dokter sê, onmiddellik doen dit iets in haar gees. Want gewoonlik hoor hulle net van pyne en kwale en skete en dis nie 'n baie vriendelike omgewing waarbinne jy is nie. Maar hierdie oom, redelik ver gevorderd in jare, het so dankbaarheid in sy hart dat hy die môre kon opstaan, homself kon was, homself kon aantrek, ontbyt geniet en nog die voorreg het om na die spreekkamer toe te kom om net 'n voorskrif op te laai. Dat hy hierdie besondere uitdrukking gebruik wat in haar hart ruk, my skoene is vol en my bed is leeg. En toe ek hierdie video kry en hierdie video luister, toe doen dit iets in my gees, my geliefde in die Here. Dit doen iets in my en laat my opnuut kyk na my eie dankbaarheid oor dit wat God vir ons doen. Want ons is gewoonlik geneig om meer te kla as wat ons dankbaar is. Ons kan elke môre opstaan en ek wil nog in lê, ek wil nie nou opstaan nie. Ag nee, hier sal weer 'n nuwe pyn. Ek is nou moeg van al hierdie kwale. Ek wens my man wil vir my 'n koppie koffie bring, maar dis mos altyd ek wat vir die koning moet aandra. En ons word wakker en ons staan op met hierdie negativiteit, hierdie onvergewensgesindheid of liewer onvergenoegdheid in ons lewe. Alhoewel ons skoene aan het en ons bed leeg is daar nie dankbaarheid in ons hart dat ons kon opstaan, dat ons kon wakker word, dat ons kon iets doen vir iemand anders nie. En nou, toe dink ek by myself, ek vra hierdie vraag vir myself daardie oggend. Is my dankbaarheid nog sigbaar? Is ons dankbaar sigbaar? Hoe lyk ons dankbaarheid, geliefdes, vir ander mense? Hoe ervaar hulle ons dankbaarheid wanneer ons met hulle interaksie het? Wanneer ons by mense kuier of hulle by ons kuier, hoor hulle ons dankbaarheid of hoor hulle net die klaagliedere van Jeremia? Want dis mos ons fortuin om te kan kla. Wanneer jy met mense gesels deesdae, is dit net die negatiewe goeters oor wat nou aan die gebeur is in die politiek, oor al hierdie kommissies of al hierdie laaste kommissie wat nou besig is om plaas te vind. Jy hoor net al hierdie negatiewe goed van al die skelm dinge en jy hoor nie dankbaarheid nie. In die FSA is daar 'n sekere dokter wat ook 'n teoloog is met die naam van Stephen Post. Wat veral bekendheid verwerf het met sy studies oor geluk. En hy vertel hoe sy ma hom dikwels gesê het, maar hoekom gaan doen jy nie iets goeds vir iemand anders? Gaan uit die huis uit. Gaan doen net iets goeds vir iemand anders wanneer hy so ongelukkig is en wanneer hy so onvergenoegd geword het in sy lewe. Hy sê en dan het hy uitgegaan en hy die bure se erf gaan hark of hy hulle gehelp met allerlei huishoudelike take.
En dan sê hy verder, wanneer hy daardie dag teruggekom het van hierdie werksessie, het hy soveel vrede in sy gemoed gehad en hy het soveel meer gelukkig gevoel oor dat hy iets kon doen vir iemand anders. En toe het hy in sy navorsing geleer dat ons as mens geskape is om goed te doen aan ander. Die apostel Johannes bevestig dit in sy brief aan 'n sekere kerklei met die naam van Gaius. Hy sê daar in 3 Johannes 1:11 hierdie woorde: Liewe Gaius, moenie die verkeerde voorbeeld volg nie. Volg die goeie. Wie goed doen behoort aan God. Wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. Maar in 'n woorde, hier kom bevestig Johannes juist dit wat Stephen Post ervaar het in sy navorsing. Ons is geskape om goed te doen aan ander. Wanneer jy die Bybel gaan lees, as ek onderkry is daar omtrent 32 keer wat die begrip mekaar genoem word. Wees goed vir mekaar, bid vir mekaar, vergewe mekaar. En dit is God wat dit vir ons wil tuisbring. Laat ons begin fokus op ander mense en wat ons vir hulle kan doen, in plaas van wat ons die hele tyd ons verknies en ons in 'n gat indink, omdat niemand vir ons omgee soos ons dink nie. Die apostel Paulus is baie meer spesifiek wanneer hy oor hierdie saak praat. Hy kom by die Galasiërs, hy moedig hulle aan om goed te doen aan ander, en dan trek hy die kring bietjie nouer. Hy sê, doen dit meer aan medegelowiges. So ons het 'n taak as 'n gelowige om vir ons medegelowiges goed te doen. Ons moet daar fokus om dit te doen. Uit God se perspektief is die doen van goeie dade 'n vreugdevolle opdrag wat tydelike en ewige belonings oplewer. Inteendeel, die Bybel is baie ernstig daaroor dat ons goed moet doen aan mekaar, soos ons reeds by Paulus gehoor het. Om goed te doen in die naam van Jesus is veronderstel om die hartklop van ons Christelike lewe te wees. Ek luister vanmôre hoe Pastor Jacques noem van die mense wat gaan kos gee het in Krugersdorp omgewing, Krugersdorp Wes, Lou en sy span. Ek dink aan myself, hier is 'n man wat elke jaar mense bymekaar kry en dis hy, kom ons gaan doen iets goeds aan die minder bevoorregtes. Ons gaan verbly bietjie ander mense se lewe. Ons voeg waarde by hulle toe en ons wys vir hulle, daar is steeds mense wat omgee vir julle. Dis goed doen. Dis wat ons as kinders van die Here veronderstel is om te doen, dat ons goed sal doen aan ander. Want dit is die normale hartklop van 'n kind van die Here, is om goed te doen. Prediker kom sê dit vir ons. Hy sê dan in Prediker 3 vers 12, ek het tot die insig gekom, dat daar vir die mens niks beter is nie, as om vrolik te wees en goed te doen nie. Niks beter vir die kind van die Here. En daarom is my volgende punt dat ons dankbaarheid is die basis van ons vreugde en blydskap. Want goed doen vloei vanuit 'n dankbare hart uit. Wanneer ons dankbaar is vir die Here oor wat hy vir ons gee en doen, is dit nie vir ons 'n probleem om goed te doen aan ander nie. En daarom moet ons vandag verstaan dat blydskap en vreugde vind sy oorsprong in 'n dankbare hart. Jy kan nie vreugde en blydskap in jou lewe openbaar as jy nie dankbaar is nie. Dankbaarheid is 'n lewenswaarde wat deel is van elke gelowige se lewe, of veronderstel is om deel te wees van elke gelowige se modering. Die apostel Paulus kom beklemtoon dit baie pertinent in sy brief aan die Filippense. En dan kom sê hy vir hulle, wanneer hulle bid, dan moet hulle gebede, hulle versoeke en hulle behoeftes voor die Here kom neerlê. En dan sê hy, in dieselfde,
maar doen dit met dankbaarheid. Filippense 4 sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Aan die ander oor, jy moet in dieselfde asem kan vra en dankie sê. Hoeveel keer doen ons dit? Hoeveel keer vra ons vir die Here, of kom sê ons vir hom dankie as ons hom iets gevra het. Ek onthou jare gelede, in die platteland was dit 'n baie groot ding, dat daar 'n biddag vir reën was. Ek het hoeveel van dit gedoen in Tabazimbi, dat ons gebid het, en 'n spesiale dag uitgeroep het in die gemeenskap, om te bid vir reën. Maar die hartseer is, dat wanneer dit gereën het ons nie weer 'n spesiale dag gehad, om dankie te sê nie. Dit het my altyd gepla, en ek het toe begin, om te sê, ons kan nie net vra nie, ons moet ook kom dankie sê. Want dis wat 'n kind van die Here behoort te doen. Dit behoort deel te wees van jou natuurlike lewenswyse, om dankbaar te wees vir wat God doen. Jy sien, dankbaarheid, sê Stephen Pow, spreek van 'n rustige gees. Dit bring jou naby aan God, want dit spreek van 'n opregte en volkome geloof in God. Dit is so. 'n Dankbare mens het net daardie sekerheid in sy hart, God sal voorsien. God sal onderneem. Ek dink ons vind dit baie mooi in Abraham se lewe. Abraham het nooit met God gaan redeneer of onderhandel of met hom geraas of gebeklei, omdat hy sy belofte wat hy 25 jaar voor gewag het, naamlik Isak, moes gaan offer nie. Inteendeel, ons lees Abraham se geloof toe Isak vir hom vra, maar pa, ons het die vuur, ons het die hout, maar waar is die offer? Toe hulle die berg opstap, toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saam verder gestap. Ek kan my net self indink. Weet, Abraham kry hierdie opdrag. Die woord sê, hy het self die hout gekap. Hy het self die pakdiere gepak. Hy het alles gereed gekry. Toe gaan maak hy vir Isak en sy slawe wakker en hulle stap vir 3 dae na Moria toe. En toe hulle die berg in die verte sien, toe sê Abraham vir sy diensknegte, wag julle hier by die pakdiere, ek en die seun gaan net na daardie berg om te offer en dan kom ons terug. By Abraham was daar geen enige gedagte dat hy alleen gaan terugkom nie. Hy het daai dankbaarheid in sy hart gehad. God sal voorsien. En nou stap hulle die berg op, my so mooi, waar hy sê, en nadat hy met Isak gepraat, sê, God sal sy eie lam voorsien, het hulle saam verder gestap. Nou hy weet, hy moet sy seun gaan offer, nou stap hulle al verder, hierdie berg op. Hy doen dit. Hoekom? Want in sy hart is daar 'n sekerheid. God sal voorsien. Amen. God sal voorsien. My geliefde in die Here, 'n dankbare hart stoei nooit met dit wat nie daar is nie. 'n Dankbare hart bekommer hom nie en bevraagteken nie God se motiewe in die stryd nie. 'n Dankbare hart gaan nie daaroor bekommerd wees nie. Dit droom nie oor dit wat kon gewees het as ek 'n ander besluit sou geneem het nie. Nee, 'n dankbare hart ontken nie die realiteite nie, dit moet ons verstaan. Maar waardeer die oomblik wanneer die antwoord deurbring en sing in hulle hart met groot dankbaarheid tot eer van God. En daarom is my volgende punt om te sê vir jou, leer weer om te sing. Jy sien, sang is een van die mooiste uitdrukkings en demonstrasies van 'n dankbaarheid wat ons kan gee. Ons is mos lief om te sing, wanneer dit goed gaan met ons. En dit is net 'n sekere bevolkingsgroepe in ons land wat sing wanneer hulle kwaad is.
in die strate dans en asblikke omgooi en al die goed te doen. Maar kinders van die Here sing wanneer hulle bly is, wanneer hulle gelukkig is, wanneer hulle dankbaar is. En dis wat vir ons stel is om te wees in ons huise. Ons moet elke môre kan opstaan met 'n dankbaarheid. Soos hierdie ou en wat gesê het, my skoene is vol en my bed is leeg. Maar wat gebeur in ons huise wanneer ons in die môre opstaan en dinge loop nie soos dit moet loop nie? Dan klink die klaagliedere van Jeremia in daai gange van daai huis. Jy kan nie eers 'n domkrag onder ons inkry om ons weer op te jack nie. Dis dan wanneer ons moet gaan leer by Paulus. Hy het dit juis vir die Filippense gesê. In Filippense 4:9 sê, en wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Is dit nie mooi nie? Wat julle by my geleer en ontvang het, en wat julle by my gehoor en gesien het, doen dit. Hoeveel van ons kan dit elke dag in ons eie lewe verklaar? Wat sien ons mense? Wat hoor hulle by ons? Hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed. Maar eers is die negatief. Nee. Ek het 'n ken 'n pastoor in ons kerk. As jy hom vra gaan hy sê, uitstekend. Dan weet jy, dit gaan nie uitstekend nie. Hy het maar sy stryd en sy probleem, maar uitstekend. Ek het dikwels so skaam gekry as ek met hom praat en interaksie het en ek hoor hierdie uitdrukking, uitstekend. Ons moet weer begin leer om op die positiewe te fokus. En 'n dankbaarheid vir mense sê, man, my skoene is vol en my bed is leeg. Halleluja. Jy sien, wanneer ons so leef en werk, my geliefde, sal die wonderwerke van God ons agtervolg en inhaal. Soos wat ons nou gelees het in Paulus en Silas se lewe. Hulle beland in die tronk, onskuldig. Hulle het net 'n vroutjie bevry van 'n demoniese gees. En nou word hulle in die tronk gegooi, want haar werkgewers weet nou, hulle inkomstebron is nie meer daar nie. En dis mos nou nie 'n lekker plek om te wees nie. Ek was nog nooit daar nie, maar ek het al mense besoek daar en ek wil nie daar wees nie. Ek weet nie van julle nie. Maar hulle is in die tronk. En nou sê jy dink maar hulle sal nou baie mismoedig en negatief wees. Nee. Hulle dankbaarheid omdat hulle God geken het as saligmaker en Here laat die boeie afval en die tronkdeure oopswaai en daar word 'n pad oopgebreek vir die tronkbewaarder en sy gesin om by Jesus uit te kom. Jy sien, ons kan baie keer na die negatiewe kyk. Paulus en Silas in die tronk. Maar wat ons nie vergeet is, God het 'n manier gesoek om iemand te kry om die tronkbewaarder en sy gesin by God uit te bring. En baie keer loop ons pad ook op snaakse weë en maniere en ons het snaakse ontmoetings met mense en wanneer ons terug gaan kyk, sien ons, maar ons alles deur God bestuur, want hy wil hê ons moet iewerste met iemand in kontak kom wat God nodig het. Met iemand kan praat en vertel, daar is hoop. Hou aan, byt vas. En Paulus en Silas waag om in die middel van die nag, in die donkerste uur van die nag, sê die woord vir ons daar in Handelinge 16, te sing. In vers 25 lees ons, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En dan hierdie mooi woorde, dit tref my altyd. En die gevangenes het na hulle geluister. Die gevangenes het na hulle geluister. Kom terug na my boodskap. Wat hoor mense by jou en my? Is ons dankbaarheid nog sigbaar, hoorbaar? Is ons opgewonde om elke môre op te staan en 'n nuwe dag binne te stap?
Ek lees eendag hierdie mooi getuienis. Terwyl ek my voorbereiding doen, kom ek op hierdie getuienis af wat ek jare en jare gelede gekry het. En dit het iewers in een van my leers gelê. Nou sal my vrou sê, ja, hy geel leer. Dit in die leer gelê. Dit is die storie wat 'n man vertel. En ek gaan hom vir jou lees. Hy sê as volg: Dis droog hier by ons. Baie droog. Stof en sand droog. Gister terwyl die woestyn droë wind ons plaas, horison rooi vaal waai, begin daar 'n blikslaanertjie padda te sing. In die middel van die dag, en dit nogal 'n snikhete, bloedige warm dag. Hierdie paddatjie sou gewoonlik sing net na 'n reënbui. Maar daar is nie eens 'n wolkie so groot soos 'n man se hand in die lug nie. Hierdie paddatjie sing. En ek kyk en ek sien hierdie paddatjie sit onder die sproeier in die tuin. En hy sing oor die druppels wat op hom val. Nie oor die reën wat daar is nie, want daar is nie. Hy sing oor die druppels van die sproeier. Die paddatjie het iets in my hart laat gebeur. Want jy sien, ek kom agter dat ek geneig is om te wag vir die reënbui voordat ek sing. Sê hierdie man. Is dit nie ook wat ons doen nie? Wag ons nie op maar tot God deurbreek voor ons begin sing nie? Want hoe kan ons sing terwyl ons nog in hierdie gat sit? Hoe kan ons sing terwyl ons nog wag op uitkoms? Hoe kan ons sing terwyl ons nog die pyn het en nie weet hoe ons gaan oorleef nie? En hy sê, wag, ons is mos geneig om te wag vir die reënbui voordat ons sing. Ek kyk na God as my enigste hulp en uitkoms in swaar trektye. Ontevrede en onbewus van die tydelike sproeiermomente wat hy oor my pad stuur. Mag ons harte leer om dankbaar te wees vir die klein en tydelike verfrissings wat uit God se hand kom, terwyl ons aanhou hoop op die groot en ewige dinge wat hy in ons lewens nog gaan doen. Mag jy in dankbaarheid sing onder die sproeier, terwyl jy hoop op die reën. Dit het my verskriklik getref. En dit is so waar, dat ons wag vir die reënbui voor ons kan sing, maar elke dag stuur God sy druppels van sy sproeier op ons. Maar ons is nie daarop gefokus nie. Hierdie man word daaraan herinner deur 'n paddatjie wat sing onder die sproeier in die tuin. En daarom wil ek jou vanmiddag of vandag aanmoedig om met dankbaarheid te leef en die woorde van Paulus in sy brief aan die Kolossense weer ter harte te neem. Want hy sê daar in Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van God. En aanvanklik het ek die preek het voorberei tot hier en laasweek stuk en praat met een van my vriende wat ook 'n ex-kollega is wat ook al afgetree het. En ons praat gewoonlik oor die woord, want hy is 'n lewende, wandelende Bybel. Hy sê die woord sommer so uit sy kop uit. En ons sit praat telefonies ons gesels oor hierdie woord. Ek sê vir hom, ek wil net vir jou iets deel, want dit het my so geroer. Hy sê, ja, het jy gelees wat sê die woord in 2 Kronieke 32? Ek sê, nee, wat sê dit? Hy sê, ondankbaarheid maak God kwaad. En ek is gelukkig om te sê vanmôre, is nie ek wat dit sê nie. Dis die woord. Luister wat sê die woord in 2 Kronieke 32. Die tyd het Hizkia ernstig siek geword.
Hy het tot die Here gebid. Die Here het met hom gepraat en met hom 'n wonder laat gebeur. Dis daai tyd wat Hizkia siek geword het en Jesaja die profeet by hom gekom en gesê, maak kry jou saak oor, jy gaan sterf. En Hizkia het op sy bed omgedraai en begin bid, ernstig tot God geroep. En voordat Jesaja by die paleis se deur uitgestap het, Hizkia was die koning, voor hy by die paleis se deur uitgestap het, sê God gaan sê vir hom, ek maak hom gesond. Ek sal 15 jaar by sy lewe voeg. En so hoor Hizkia, God maak hom gesond. 'n Wonderwerk wat gebeur. Dan lees ons vers 25. Hizkia het egter nie dankbaarheid betoon vir die weldaad nie. Hy het ingenome geword met homself en dit het die toorn van die Here oor hom en oor Juda en Jerusalem gebring. God word kwaad wanneer ons ondankbaar is. Hizkia het 'n groot wonderwerk beleef, maar het nie dankbaarheid getoon nie. Inteendeel, hy het vir homself voldaan begin word. En ek wil vanmôre vir jou gesê, my geliefde in die Here, dankbaarheid bring altyd eer aan God. Nie aan my en jou nie. En daarom is so belangrik dat vir God, dat ons altyd dankbaar moet wees. Want ondankbaarheid kweek verkeerde gesindhede. Dit maak dat ons selfvoldaan raak, want ons het mos dit nou reg gekry. Ons het mos nou die ding gedoen. En dit lei tot verwaandheid en hoogmoed. En ons weet die woord is baie duidelik. Hoogmoed is sonde. God, die Bybel sê in Spreuke vir ons, Spreuke 6:8-13, God haat hoogmoed. Inteendeel, die apostel Jakobus en ook Petrus kom skryf vir ons dieselfde woorde. Jakobus in 4:6 en in 1 Petrus 5:5. God weerstaan die hoogmoediges. God hou nie van hoogmoed nie. God hou nie daarvan dat ons onsself aanstel nie. Ons dink ons is beter as ander nie. Nee, God hou daarvan wanneer ons dankbaar is vir die klein sproeier druppels wat op ons val. Daarom het Paulus so klem gelê op dankbaarheid. En selfs in ons gebede. Ek het nou verwys na Filippense 4:6. Ek wil dit weer lees. Maar uit 'n ander vertaling, die Nuwe Lewende Vertaling. En hy sê dit vir my so mooi. Hy sê, moet nou niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle hom ook dank vir alles wat hy doen. Halleluja. Vra hom en dank hom. As julle so bid, sal julle God se vrede beleef. Hierdie vrede is wonderliker as wat 'n mens ooit kan dink. Omdat julle aan Christus behoort, sal die vrede van God julle harte en gedagtes soos 'n veiligheidswag oppas. Is dit nie mooi nie? Dat sy vrede, of dat sy teenwoordigheid ons sal oppas soos 'n veiligheidswag. Daarom, my geliefde in die Here, leer weer om te sing in jou stryd en jou probleme. Leer weer om dankbaarheid te betoon. En môre as jy opstaan en sê, Here, dankie, ek kan my skoene volmaak en my bed leeg. En mag die Here ons help om met so dankbaarheid hierdie Kerstyd binne te gaan. Want ons moet dankbaar wees nou. Want 'n verlosser is vir ons gebore. 'n Koning is aan ons gegee. En hy is die een wat ons sal deurdra. En ons daai selfde dankbaarheid die nuwe jaar binne stap in die wete, God is reeds daar waar ek en jy nog moet kom. God is reeds daar en hy sal ons deurdra. Amen. Prys die Here, kom ons bid saam.